Jesus have it all. Amen. Amen. Julle is welkom, julle sit lekker neem. Kan ons vir die band net 'n hande klap gee? Yes. So wat nou gebeur is, sien mense wat, okay, worship's klaar, nou gaan ons huis toe nie, dis Fusion, is die tienerbediening wat uitbeweeg, François en Jordan is fantasties wat julle gesien het, nie net in die omgewing nie, maar hier ook, so as julle tieners hier so is, en jy wil nie hoor wat die groot mense sê, die ou mense sê nie, daarso. Ons praat ook Jesus, maar hulle ook. Lekker worship, nee, het julle lekker worship? Okay, als julle, nice. Van die begin van tyd af het mense geworship. Van die begin van tyd af het mense geworship. Elke kultuur, elke generasie het een of ander manier hoe hulle na iets toe uitreik wat hoër is as hulle self. As mens kyk in die eerste eeu van Griekeland, is daar baie voorbeelde van worship. Hulle worship nie noodwendig wat ons vandag worship nie, maar dis worship nonetheless. Dis passievolle worship, dis loud, dis lawaaierig, dis indrukwekkende worship. En daar's twee baie goeie voorbeelde van tempels in Griekeland waar worship eintlik baie duidelik was. Die eerste een is die tempel van Dionysus. Baie vreemd, ek gaan nie my weer vra om dit uit te spreek nie, maar dit is, hulle het die god van wyn en ekstase aanbid. Hulle het gedans en hulle het simbole te mekaar geklap en hulle het geskree en hulle het hulle self eintlik in hierdie emosionele toestand ingewerk. Nee, hoe maklik is dit om emosie te beleef tydens worship? Hulle het hulle self in hierdie emosionele toestand ingewerk met die hoop dat hierdie God sal opdaag by hierdie tempel. Dit was lawaaierig geweest, dit was indrukwekkend geweest en dit was passievol geweest. Dit was emosioneel. Tweede tempel, die tempel van Cybele. Hierdie God in hierdie tempel, hulle het braas, instrumente gespeel en hulle het simbale te mekaar geslaan en hulle het eintlik so aangegaan om hierdie God van hierdie tempel se aandag te probeer trek met die hoop dat hierdie God sou opdaag in hierdie spesifieke tempel. Dit was passievol, dit was lawaaierig geweest, dit was indrukwekkend geweest en dit was emosioneel geweest. En in Griekeland is daar ook hierdie spesifieke stad waar daar ook worship was. Dit was ook lawaaierig, dit was ook indrukwekkend, dit was ook passievol en dit was ook emosioneel. Die kerk van Korinthe. Worship het gebeur na ander tempels en worship het gebeur hierso. Interessant, as jy wil oopmaak, 1 Korintiërs 13 gaan ons lekker vanoggend ingaan en dit is die brief wat Paulus skryf vir die kerk van Korinthe met die tempel, die twee tempels waarvan ons nou gepraat het, eintlik in gedagte. Skryf Paulus vir hulle hierdie brief. Hy sê nou maar, ek is so geestelik dat ek die tale kon praat wat die engele in die hemel praat en selfs nog 'n klomp ander. Maar ek het nie ander mense lief nie. Wat dan? Vir die Here klink daardie geestelike gepraat, hierdie geworship, dan na niks anders nie as 'n geraas soos iemand wat teen 'n yster kap. Nee, ons almal ken die liedjie, praat ek mense engele in tale, jy weet, ons ken die liedjie, al vat ek simbale en ek klink dit teen mekaar, maar ek het nie liefde nie, dan beteken dit niks. Wat 'n klap in die gesig. Skryf Paulus vir hulle. Hy sê basies julle klink geestelik, julle lyk geestelik en julle is passievol met julle worship. Julle is indrukwekkend, julle is lawaaierig en julle is emosioneel, maar julle klink net soos die heidene om die hoek. Ek so bly ek lewe vandag. Hy sê hierdie spasie, julle klink beautiful, maar dis al wat julle doen, is julle klink lawaaierig. Die Korinthe het tale gehad, dit is wat ek nie moet verstaan. Die Korinthe het tale gehad, hulle het profesie gehad, daar was sigbare krag gewees, hulle het kennis gehad, hulle was aktief, hulle was ekspressief, hulle was indrukwekkend, hulle was passievol, hulle was emosioneel gewees, maar onder al hierdie lawaai was daar 'n hele paar ander goed. Daar was kompetisie, daar was verdeling gewees, daar was jaloesie gewees, daar was statussoekery gewees en daar was hierdie geestelike trots gewees. En daarom skryf Paulus hier geestelikheid.
Julle geestelike gepraat aan die einde van die dag is net hierdie lawaai wat Paulus basies vir hulle sê, hulle is loud en proud. Loud, maar proud. Die probleem was nie dat hulle nie geestelik was nie. Die probleem in Korinthe was dat die konsep van self, die konsep van ek, was die middelpunt. They were Christian, but not Christ-like. Die hele ek, die hele self was die dryfkrag gewees in die kerk van Korinthe. Yes, hulle het geestelik voorgekom. Alles was teenwoordig gewees, maar so was ek en self ook. They were Christian, but not Christ-like. Laasweek het ons gesê, hulle was geestelik maar onvolwasse, né? Ons gaan vandag bietjie verder in dit ingaan. Eerste week het ons gesê Korinthe was mooi maar gebreek. Maar vanoggend se tema is die hele prentjie van hulle is gered, maar selfgerig. Dis wat jy baie moet duidelik onthou. As ons praat van Korinthe, is dit nie hierdie bad mense nie. Ja, hulle is gered gewees. Alles was sigbaar gewees, maar hulle was selfgerig. Ons het laasweek ook 'n bietjie gesels oor hierdie prentjie van Becoming Corneille, nê? Oulike gesiggie, what happened, nê? Maar anyway, so dit is die hele hart agter hierdie preekreeks van Becoming Love. Ek en jy gaan net ooit opdaag en sê, yes, ek het dit bereik nie. Dis hierdie ding wat nog steeds 'n waarheid is in ons lewens, maar dit is iets waarin ek en jy word. Dis iets waarin ek en jy groei. Dit is nog steeds Corneille se identiteit is veilig, maar ons baie groeiwerk wat moes gebeur. Ons baie volwassenheid wat moes gebeur aan die einde van die dag. Maar elke kind kom ongelukkig by 'n baie interessante, moeilike fase. Laasweek het ek gesels oor my oudste kind Gideon, ek wil vanoggend gesels oor my jongste Daniel. Hy word hierdie jaar 3 en hy is in 'n baie interessante seisoen van wording. Hy is in die fase van ek sal self. Ek sal self. Hierdie 3 woorde is onmiddellike tension in die lig en trauma van die ouers, né? Ek beleef dit, ek voel jou, dis hoekom ons 'n life center het en dis hoekom ons community groep het. Ek sal self. Dit is nou sy fase waarin hy is. Ek en Astrid probeer help, ek sal self. Jy weet ons hande is daar, ek sal self, en partykeer is dit nie eers hy stoot ons hand weg of wat ook al nie, dit is hy sê nie eers ek sal self nie. Hy skree net sodat ons hoor ek sal self en dan staan mens onmiddellik terug. Ons is daar. Ons is teenwoordig, die hulp is beskikbaar, die krag is daar om te help, maar Daniel druk die hand weg, ek sal self. Dis nie omdat hy nie van ons as ouers hou nie, alhoewel dit voel so. Dit voel verseker so, en is nie omdat hy teen ons as ouers rebelleer nie, maar is omdat hy in 'n fase van onafhanklikheid ingaan. Hierdie prentjie van ek wil self dit probeer uitfigure. Ek wil self hierdie probeer. Al is dit net soos ons is glad nie laat vir skool nie. Hoor my sarkasme. Ons is glad nie laat vir skool nie. Ons maak die deure oop dat die kinders in die kar kan klim. Ek sal self deure toemaak. Ons moet omtrent 10 meter terugstap net sodat hy kan self. Dis die fase, hy is in die spasie van onafhanklikheid waarin hy nou ingaan, maar ongelukkig doen ons baie keer dieselfde met God. Baie keer doen ons dieselfde met God, en ongelukkig is ons as groot mense nog steeds in die fase van ek sal self. Geestelik, maar onvolwasse. Die Vader is teenwoordig. Hy's gewillig, die krag is daar vir my en vir jou, maar ons is soos hierdie skildery, nee, ons almal ken hierdie skildery. Die Vader het alles gedoen om tot by ons uit te kom. The rest is up to us, en daar's net hierdie vinger wat nie connect nie. En hulle het soos modelwerk, modeling gedoen en eintlik diep dit uitgeteken en gesê, hoorie, maar as Adam sy vinger letterlik net reguit maak, dan raak die vingers. Maar dit is die van ek sal self. Ek sal so maak wanneer ek voel dis regtig nodig en ek kan regtig nie meer nie, maar tot en met dan gaan my vinger in stretch. Die Vader is teenwoordig, hy's gewillig, hy's sterk, maar ons kom op 'n plek waar ons sê ek sal self. Ek sal perform, ek sal vir jou wys, ek sal hierdie hanteer, moenie daaroor worry nie. Ek sal bewys. Daar gebeur iets baie subtiel en stadig oor tyd.
Die ek en die self word die middelpunt van ons lewens. En wanneer dit gebeur iets baie gevaarlik. Nie 180 grade onmiddellik verander dit nie. Iets gebeur baie stadig en oor tyd en soms kom ons dit nie noodwendig agter nie tot iemand soos Paulus 'n brief begin skryf en kom ons agter, okay, wow. Jy weet, tot mense in jou lewe het waar eintlik hierdie goed vir jou kom sê, hoorie, maar hierdie is wat aangaan en oor tyd begin hierdie vertroue wegskuif van Jesus af na onsself toe. Baie subtiel. Baie lank oor tyd gebeur so iets. Die vertroue begin skuif van Christus af na onsself toe en dit is waar Korinte hulle self bevind het. Geestelik, yes, gered, ja, maar selfgerig. Die vertroue was eintlik van, yes, ons is alright, ons het tot hier gekom, hoekom gaan ons nie verder gaan nie? En die feit dat ons tot hier gekom het, wys dit gaan eintlik goed, maar Paulus kom skryf iets baie anders in die brief van Korinte vir hierdie kerk. Die Korinte het op 'n plek gekom waar moraliteit begin lyk het soos spiritualiteit. Dit het begin voel vir die Korinte of moraliteit gelyk is aan spiritualiteit. Groot verskil. Baie groot verskil. En hier is die harde waarheid. Die duiwel is nie gekant teen morele mense nie. Die duiwel is gekant teen Jesus Christus. Die duiwel is gekant teen elke knie wat buig in surrender. Jesus have it all. Hy is gekant teen dit. As ons kyk in die prentjie van Korinte, dan is dit amper asof die duiwel nie eers immoraliteit in die kerk hoef in te gebring het om die kerk te verwoes nie. Dis eintlik net toelaat dat hulle selfstandig kan aangaan, maar ook geestelik aangaan. Die oomblik wanneer ek nou afhanklik word van Jesus, begin ons afhanklik word van onsself en dan oor tyd, soos ek sê, dit gebeur nie vinnig nie, oor tyd begin dit voel, die manier hoe ek leef, die moraliteit, klink en voel so spiritualiteit. As ek reg praat, as ek reg dien, as ek reg gee, as ek reg glo, sekerlik moet ek mos geestelik wees. Paulus breek daardie illusie baie vinnig. Hy skryf in 1 Korintiërs 13 vers 2. Hy sê, en sou ek die gawe van profesie hê, en sou ek al die geheime kon ontrafel en al die kennis ter wêreld hê, en al sou ek genoeg geloof hê om berge te verskuif, maar ek kom die liefde kort, sou ek 'n ronde 0 wees. Ek weet nie wanneer laas het jy wiskunde gehad nie, maar dit bly nog steeds dieselfde. Ronde 0 beteken eintlik niks. Zimbabwe gedeel deur 3. 'n ronde 0. Paulus sê basies vir hulle, julle is indrukwekkend, maar julle is eintlik nie veel nie. Dink aan die prentjie van die Fariseërs. Hulle was die perfekte voorbeeld tussen moraliteit is nie gelyk aan spiritualiteit nie. Hulle morele dissipline was ongelooflik goed, maar tog sê Jesus vir hulle, julle mis dit. Julle mis dit totaal en al. Die duiwel se grootste triek is nie om slegte mense slegter te maak nie. Dis om goeie mense te oortuig dat hulle nie 'n verlosser nodig het nie. Dis om mense te oortuig, jy is okay by jouself. Dis om mense te oortuig, dit wat jy self probeer doen, die vertrou in jouself, dit gaan jou iewers uitbring. Hou net aan, dis moeilike tye, maar druk deur. Om mense te oortuig, Jesus hoef nie alles te hê nie. Om hom te oortuig, daar sekere dele is wat okay is as jy dit vashou. Korinte was indrukwekkend geweest, hulle was geestelik, maar hulle was onvolwasse geweest. Hulle was gered, maar hulle was selfgerig. Morality without Christ is imitation. Morality without Christ is imitation. Morality without the revelation of who Jesus is and what he did on the cross is imitation. Love is the dividing line between a moral person and a transformed disciple of Jesus. Dis wat Paulus hier kom sê. Hy sê maar liefde is die maatstaf. Nie dit wat ek en jy sê, nie dit wat ek en jy doen en hoe dit lyk nie. Liefde is die maatstaf en duidelik kom hy hier in die prentjie van Korinte en sê, hoor maar, omdat hier nie liefde is nie, is julle morele mense wat dink julle spiritueel. Maar daar's 'n verskil tussen morele mense en getransformeerde mense of disippels in Jesus. En bring ons by 'n vraag uit, maar waarom sukkel ons soms dan so?
Hoekom sukkel ons partykeer dan om so lief te kan hê? Hoe kan ons hard sing, ons kan getrou dien, ons kan glo en tog steeds defensive reageer as mense iets vir ons sê? As daar Paulus in ons lewe inkom, hoe kan ons nog steeds so defensive reageer? Waarom kan ons genade preek, maar ons sukkel om genade te wys? Waarom kan ons die skrif so goed ken, maar ons probeer dit nog self doen? Hoe kan ons die skrif so goed ken, maar ons probeer onsself nog eintlik beskerm? Die ek probeer ons nog altyd beskerm. Die antwoord is nie omdat ons nie gered is nie. Onthou, die Korinte is gered. Die probleem is dat dis moontlik om liefde te ontvang, maar nie toe te laat dat liefde ons verander nie. Dis moontlik om hierdie genade wat die Vader vir my en jou gee, dis moontlik om dit te ontvang, maar dit is ook moontlik om nie toe te laat dat dit my en jou shape om meer en meer soos hy te kan word nie. Ons kan nie regtig goed glo, maar ons kan ook nie daardeur noodwendig verander word nie. It's possible to perform Christianity without becoming Christ-like. En dis waar die werklike probleem lê, nie in dit wat ons sê nie, nie in dit wat ons doen nie. Wat Paulus kom sê, dit gaan nie oor hoe ek en jy lyk nie, dit gaan oor die teenwoordigheid van volwasse liefde wat openbaar word deur die Vader, wat openbaar word deur Jesus vir my en vir jou. Die verskil kom in wie is ek en jy besig om te word. En daar's 'n reuse verskil tussen die lewe waarin Jesus my en jou roep om te stap, om voor te gee vir dit en dit te probeer, teenoor om actually te word wie hy my en jou roep om te wees. Dis hierdie paradigma tussen pretending versus becoming. Hierdie reeks praat ons baie duidelik, dit gaan oor becoming love. Dit is om in dit in te groei. Dit gaan nie om dit te pretend en dit te probeer en dit net voor te kan gee nie. Praktiese voorbeeld, baie van ons kan soms vriendelik optree. Soms vriendelik optree, dit is goed, dis nodig, maar daar's 'n verskil tussen dit om te probeer vriendelik wees en dat jy so gevorm is deur dit wat Jesus kom doen het in my en jou, om soos hy meer en meer te word, dat vriendelikheid my en jou natuurlike refleksie is. Daar's 'n verskil tussen dit. Nog 'n praktiese voorbeeld, dink daaraan as iemand voor jou in die verkeer inry. Ons is op Beyers Nodee, ons almal selfe bladsy, né? Iemand ry voor jou in, pretending is om jou tande te kners en jou reaksie te bestuur. Jy beheer jou gedrag, maar binne ontplof jy. Daar's 'n verskil tussen dit en iemand wat voor jou inry, woede is nie eers daar nie, geduld vloei net. Woede daag nie eers op nie, geduld en vriendelikheid en genade vloei net. Een is gedragsbestuur, en die ander een is hartstransformasie. Dis die vraag wat ek en jy moet diep ondersoek in ons hart is dit gedragsbestuur, dit wat ek en jy doen, of is dit hartstransformasie, dit wat Jesus kom doen het, kom openbaar het vir my en vir jou. Dit bring ons terug by die prentjie van Korinte. Volwassenheid is nie om net harder te kan sing nie. Dit is nie om minder tande te kners of minder buitentoe te reageer nie. Dit gaan oor dieper liefde. Dat daar nie 'n skeiding is tussen wat binne in jou lewe aangaan en wat buite in jou lewe aangaan nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Vra julle waarom julle nou juis gered is. Wel, dit is omdat God so goed is en julle Jesus vertrou. Dit is nie iets wat ons self reg gekry het nie. Daar kom die prentjie van self, nê? Dis nie, kom ons praat oor selfvolging nie. Dis baie duidelik dat ons hierdie moet hoor. Dis nie omdat dit is omdat God goed is en julle Jesus so vertrou. Dis nie iets wat ons self reg gekry het of kon doen nie. God het dit vir ons verniet gegee. Dis nie iets waaroor enigeen van julle kan loop en spog nie. Engelse vertaling sê dit so mooi, so that no man can boast. Want dit is nie asof julle self daarvoor gewerk het of dit verdien het nie. Hier is die interessante stelling. Ons is gered deur werke, nie deur joune nie. Deur Jesus werk. Dit wat hy kom doen het en hy het dit perfek gedoen, maar tog kom ons op 'n plek waar ons op onsself vertrou en ons dink hierdie is wat ons moet doen sodat ons kan. Hy het dit reeds perfek gedoen vir my en vir jou. Dit is kom in die kruis gesterf het vir my en jou sonde sodat ons ewige lewe kan hê saam met hom, nie eendag nie, maar
nou, sodat ons reus hierdie liefde kan word, sodat ons reus hierdie liefde kan wees vir die mense rondom ons, sodat compassion en geduld en vriendelikheid net kan vloei. Dit wat Jesus gedoen het, het my en jou nie net vrygemaak van sonde nie, dit het my en jou vrygemaak van self. En dit is iets wat ek dink Christene baie mis. Ek preek vir myself ook, pun intended. 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15. Die liefde van Christus dring ons. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, the love of Christ compels us, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het. En dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet leef nie. Ons kan net daar stop vandag. Ek en jy is geroep om nie vir onsself te leef nie. Ons is geroep om vir hom te leef. Ons is geroep om dit wat hy in ons doen, dat dit begin vloei na die mense rondom ons toe. Hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Nie meer vir hulle self nie. En dit is waar genade inkom. Want partykeer sit ons verkeer en ons kners ons tande en geduld vloei nie onmiddellik nie. Partykeer is ons op 'n plek waar ons trots dalk inkom en ons sê, maar ek sal self hierdie probeer uitfigure sonder om mense rondom ons in hierdie spasie in te trek. Partykeer gebeur dit waar die ek net vir 'n oomblik 'n bietjie groter word as die vertroue wat ons het in Jesus. Maar is juis waar genade vir my en vir jou inkom, vir ons as mense. Maar soos wat ons gesê, die pretending versus becoming, so is daar ook 'n verskil dat ek en jy hierdie genade word wat Jesus vir my en vir jou gee, want dit is nie net 'n one-time thing nie. Daar's 'n verskil tussen dit te word en dit te pretend. Want baie keer sien mense genade as hierdie paspoort om te kan doen wat ek wil. Jy weet, Jesus het dit vir my gedoen en ek het hom aanvaar en hierdie genade is vir my gegee, maar omdat ek hierdie tiket het, kan ek net aangaan met my lewe soos wat ek aangaan. Paulus sê baie duidelik, dit is nie wat dit is nie. Selfde om weetlik in sonde in te gaan met die volle wete van jy gaan net na dit vergifnis vra, want jy weet God se genade is daar, daai is abused grace. Daar's 'n verskil tussen genade voorgee en eintlik genade te word, en dit wat Jesus vir my en jou kom doen het. So weet ek en jy, genade het wortel geskiet in ons lewens. 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is geduldig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie. So die afgelope 2 weke gesê, hierdie is great vir 'n troue, maar is bietjie uit konteks uit. Dis nie noodwendig dis 'n great resep vir 'n huwelik as jy nou regs moet gaan, maar dit reflekteer meer die Vader se karakter vir ons en teenoor ons, en omdat ons in Christus is, die Heilige Gees wat uitroep Abba Vader en vir ons sê, hoorie, maar ons is kinders van die Vader. Dit is karaktereienskappe wat in my en jou ook moet wees. Soos wat ek in jou liefde word, vloei geduld. Soos wat ek in jou liefde word, vloei vriendelikheid. Wanneer genade jou lewe vorm, vloei liefde. Wanneer iemand jou beledig, vloei geduld. Wanneer iemand jou iets te nakom, vloei vergifnis. Wanneer iemand swaar kry, beweeg hierdie compassion na mense toe, hierdie vriendelikheid en hierdie liefde van die Vader beweeg na mense toe. Dis nie morele effort nie. Jy kan probeer liefdevol wees, jy kan probeer vriendelik wees, jy kan probeer geduldig wees, tot daai kar voor jou inry, dan is dit weer verby, dan moet jy van voor af begin. En dit is nie morele effort nie, dit is hartstransformasie, dit wat hy kom doen het vir my en vir jou. Liefde word sigbaar, compassion word sigbaar. Dit is wat beteken om genade te word vir mense rondom ons. Want die ding is, ek en jy ontvang nie net genade vir ons nie, dit is sodat ons ook genade kan wys vir mense rondom ons. Laasweek het ons iets baie duidelik gesê, jy kan nie meer liefdevol wees as jy nie oortuig is self jy is geliefd nie. En net so vanoggend se hart is, jy kan nie laat geduld jou vorm en dat dit jou word as jy nie ophou probeer om dit te verdien nie. Jy kan nie dat genade my en jou
ontferm en dat ek en jy meer en meer liefde, meer en meer genade word, as ek en jy nog steeds voel, ons moet iets doen om dit te kan verdien nie. Daar's dalk vanoggend hier so 'n paar mense wat voel, God verdraai jou net. Hy gee vir jou genade en hy gee vir jou liefde, nie omdat hy wil nie, maar omdat hy moet. En ek wil vanoggend vir jou sê, God is liefde. God is liefde. Genade is nie iets wat hy vergee nie, dis iets wat hy uitstort. Kom ek illustreer dit eenvoudig vir jou. Ons speel 'n speletjie. As jy wen, dan wen jy cream soda. As jy verloor, dan gooi ek water oor jou kop, né? Fun game. Maar hier is die catch. Ek dink aan 'n nommer en jy moet raai aan watter nommer dink ek. Maar die range van die nommers waarna ek dink is 1 tot eternity. Nee, die odds is goed vir jou. So raai jy is duidelik verkeerd en jy verloor. Jy verdien die water om oor jou kop uitgegooi te word, maar tog gee ek vir jou die cream soda. Onthou, jy het verloor. Dit was onmoontlik geweest om dit reg te kry by jouself, maar jy het verloor. Jy het nie gewen nie en tog ontvang jy. Dit is genade. Dit is wat Jesus aan die kruis kom doen het vir my en vir jou. Jesus het gevat wat ek en jy verdien het en hy het dit op homself gevat en tog, omdat ons dit nie verdien het nie, het hy soveel meer vir my en vir jou gegee, dat ons 'n verhouding kan staan met hom, dat ek en jy kan belong. Dat hy na jou kyk en hy sê, "This is my son, this is my daughter, chosen and marked by my love, the delight of my life." Hier is die vraag wat ek wil vra volgende. Is jy nog besig om die cream soda te probeer wen? Is jy nog besig om die regte nommer te probeer raai? Is jy nog besig om te probeer werk, ek sal self hierdie doen, dit wat lankal vir jou perfek gedoen is? Is jy nog steeds besig om hierdie self te probeer doen, wat lankal vir jou gegee is as 'n geskenk? Selfs al het ons kort gekom. En die ding is, totdat jy nie genade begryp nie, gaan liefde voel soos effort. Maar wanneer genade land, wanneer jy besef wat genade is en dit wat Jesus werklik kom doen het vir jou in die kruis, is dit nie net wat ek en jy sing, Jesus have it all nie, dit is waar. Alles behoort aan die Vader. Die vraag is daar nog goed wat ek en jy probeer vashou? Probeer ek in hierdie water vashou? Probeer ek in hierdie cream soda vashou? Wanneer ek en jy op 'n plek kom waar ons genade verstaan, dan word die stem van self baie vinnig stil. Genade skuif ons fokus weg van onsself af en na die Vader toe. En soos wat ek en jy kyk na die Vader, word ek en jy meer en meer hierdie genade, word ek en jy meer en meer hierdie liefde, en dan kan dit nie anders as om hierdie raak te sien in mense en hierdie liefde te word vir die mense rondom jou nie, want dit is wat Jesus gedoen het vir hulle ook. Sodra ek en jy genade verstaan en dit begin word, dan hoef ek en jy nie meer te kompeteer nie. Ons hoef nie meer te beheer nie, ons hoef nie meer te ek sal self nie. Genade wat ontvang word, word liefde wat vloei. Hy is liefde. Hierdie genade is vir jou. Die vraag is, wil jy dit hê? Is dit vir jou 'n waarheid, is dit vir jou 'n realiteit, of is dit nog iets wat jy probeer uitfigure? Kan ek vir ons bid? Ek wil uitnooi, maak gaan vir 'n oomblik jou oë toe. Here, dankie dat ons kan sing, Jesus have it all, Here, maar terselfdertyd hierdie innerlike konflik beleef van, maar dit is nie alles nie. Ek bid vir mense vanoggend spesifiek hierso wat weet, hierdie genade is vir hulle en hierdie genade vorm hulle en hulle word liefde en hulle word hierdie compassion vir mense rondom ons, maar ek bid vir 'n oomblik vir mense vanoggend hierso wat nog steeds die cream soda probeer wen, wat voel hierdie genade is nie vir hulle nie. Ek wil bold volgend wees, want ek wil weet vir wie ek wil bid. Almal se oë is toe, dis 'n veilige spasie. As jy volgend hierso is en jy voel, maar ek wil ophou probeer. Ek wil ophou self. En ek wil oorgee om te sê, Jesus, have it all. As dit jy is, kan jy net vinnig kort net jou hand opsteek. Dankie, ek sien die hande. Dankie. Ek wil nog 'n geleentheid gee. As hierdie volgend met jou praat,
Is die oog van die hand op, ek wil net sien vir wie ek bid. Dankie vir jou hande, dankie. Dankie. Ek wil vra dat ons almal ook net die hande net oopmaak. As 'n teken van ontvang, maar ook as 'n Here, ek tree in saam met hierdie gebed vir hierdie mense wat hulle hand opsteek. Vader, dankie dat U liefde is. Dankie dat U soveel gedoen het vir ons, Here, dat U in die kruis gesterf het, nie net vir almal anders se sonde nie, maar vir elkeen vanoggend hierso wat hulle hand opgesteek het, Here. Mense wat besef, Here, U is meer as ek. U is groter as ek en ek aanvaar en ek weet dit is vir my ook. Here, dankie vir die transformerende liefde wat ons lewe gaan verander. Ons lewe stelselmatig kan meer en meer word en verander in die beeld van wie U is en wie ons geroep het om te wees. Ek bid, Here, vir almal wat nou hulle hand opgesteek het, Here, om na die tyd uit te kom vir gebed, Here, nie om uit te kom staan en sê hierdie was ek nie, maar om bol te kan wees en te sê, Here, maar ek wil nie hierdie alleen doen nie, ek wil nie hierdie self doen nie. Dit is hoekom ek ja sê vir U, vir community, om saam lewe te kan doen in Christus. Here, dankie vir die liefde wat word en groei in mense se lewens, Here. Verder, maar ook nou in die begin. Heilige Gees, U kan baie meer doen as wat ek kan doen in hierdie oomblik. Openbaar Uself meer en meer, nie net vir die mense wat aan opgesteek het nie, maar ook vir elkeen in hierdie spasie, meer en meer, sodat ons meer en meer kan word in U beeld. Amen. Amen. Paar praktiese goed. As die starting point hier buite, as jy enige inligting wil hê oor wie ons is, hier nie is, Evergreen Parenting Discovery, waaroor Kobus gepraat het, hier buite, gaan gesels en stel jouself voor, maar ons het ook 'n geleentheid vir gebed, wat ek nou gepraat het, dit gaan nie oor om op te staan en sê, hier is ek nie, dit gaan oor boldness en gaan oor wysheid en gehoorsaamheid. Hier's 'n span hier wat jou wil ontmoet direk na die diens, soos wat almal gaan uitbeweeg, wat graag saam met jou wil bid. Moenie lewe in Christendom alleen probeer doen nie. Ek kan baie meer doen in community. Amen. Lekker kuier. Vrees, skuld, weggenoue met elke berg, bult, U bly teenwoordig, God van